Ek verklaar vanaand dat die heerlikheid van die Here hier is. Dankie Here vir 'n laar van die heerlikheidsengele hier om ons. Dankie Here dat elke persoon vanaand aangeraak word. Ek bid dat die Heilige Gees aanvaardig raak op elke persoon. Dat nie een persoon vanaand onaangeraak hier sal uitstap nie. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie Here vir die woord wat lewe bring. En ek bid Here dat U my die vermoë gee om dit te sê wat op jou hart is. Vra dit in Jesus kosbare naam. En almal sê amen. Amen. Kyk na die ou lunch en sê ek's bly jy's hier vanaand. En ek duidelik het ek droog gemaak gisteraan van die gemeente weghardloop. Of hulle kry koud, een van die twee. Maar daar gelaat ek dink die Here het 'n afspraak met jou vanaand. Wie's reg dat die Here iets vir jou kom lewendig maak of dat die Here jou kom aanraak vanaand? Wie is in afwagting vir 'n wonderwerk vanaand? Beautiful. Dis altyd lekker om hier by julle te wees en Alminkie stuur baie liefde en sy is vas vanaand, sy hardloop ons selgroep, ons het 'n live groep by ons huis en die Here is vir ons uitermate goed. Wat wonderlik is, ons live groep is jong mense. Ek soek die ou mense daar nie. As iemand daar sê, hy is 47 jaar oud, as ekskuus, jy's te oud, jy gaan nie inpas nie. So, want jong mense is vir my baie belangrik. Wie stem saam met jong mense is belangrik? Dit is baie belangrik. Jong mense is vir my die mees belangrikste. Ou mense is belangrik, hulle bring stabiliteit, hulle is soos die ou koeie in die ja, solank jy nie die ou vrou inbring nie, dis al. So, maar die beere, as ek praat van die olifante, hulle die ou olifante uit die Pilanesberg uitgehaal en toe is dit chaos. Toe bring hy weer 'n klomp oues terug en toe skielik is daar stabiliteit weer. So, dis goed om iemand met meer gevorderde jare hier te hê, maar die gevorderde jare moet nie beheer nie. Hallo, is julle met my? En dit is baie belangrik, want die kerk is belangrik dat ons in jong mense deponeer, want hulle is die kerk van môre. En dis ook wat vir my baie belangrik is. So vir daai aspek, so alle jong ouens, baie dankie dat julle hier is en vir 'n grys ou kom luister. Julle is baie oulik en natuurlik vir almal wat weer gewaag het om weer te kom vanaand, gee vir jouself 'n handeklap. Jou slaat, kit. Okay. Ek was stout geweest met die tyd gister, maar ek kon nie help nie, ek moes aanhou. Maar ek gaan nie vanaand aanhou nie. Okay, so ons gaan 'n kort en kragtig hou vanaand, dat niemand nou, want julle moet môre aankom. Ek wil jou regtig aanmoedig om mense saam met jou te bring môre. Ek glo regtig daar's 'n woord vir die Here vir jou wil gee, om die vuur brandend te hou in jou binneste. Gaan uit Levitikus uit wees, waar die Here opdrag gee vir die priesters op die vuur op die altaar te hou, te laat aanhou brand. En hoe kan ek meer brand vir die Here? En ek wil graag hê dat jy regtig iemand gaan nooi om saam te kom môre, want ek glo werklik die Here het 'n plan met hierdie gemeente en met mense wat uitstuur daar moet sit vanaand wat nou leeg is. Okay, is dit reg so julle? Beautiful. As jy jou Bybel hier het, daai koffie is nou baie lekker geweest. Baie dankie, maar ek kan hom nie nou drink nie. So, as jy jou Bybel saam met kan oopmaak asseblief, maak ons saam by oop in Markus. Sê saam met my vleesmens. Ja, okay, julle is oulik, gewoonlik baie oulik. So sê dit hardop. Sê saam met my vleesmens. Luister na jou geesmens. En geesmens, luister na die woord van God. Want is krag tot redding. Wie sê saam met my? Amen. So sê weer saam met my. Sê my geesmens. Luister na jou man. Vleesmens. Sê saam met my. Vleesmens. Maak so, klap jouself wakker, want jy mag nie nou slaap nie. Sê vleesmens. Luister na jou geesmens. En geesmens. Luister na die woord van God. Want is krag tot redding. Glo jy dat hierdie woord is krag tot redding? Mooi, vat jou Bybel, tel hom in die lug op, waai hom rond, maak die boekwinkels opgewonde en die duiwel sien nie weer agter. Ek bring nie meer 'n Bybel kerk toe nie. Okay, vat jou foon en waai hom rond. Okay, so kom ons gaan weer en ons gaan na Markus 10 toe.
En daar's 'n gedeelte wat ek gelees het en iets het gebeur toe ek dit lees. En ek het nou gedink, ag, ek gaan nou maar met julle deel en dan gaan ons doen wat die Here wil doen. Is dit reg so julle? En ek wil hê dat ek weet julle sit vanaand hier en wanneer mense ervaar dit, jy voel 'n trek en jy voel, ag Here, praat net met Steven asseblief oor my siekte. O Here, laat hy my net uitroep dat ek nie weet jy bestaan. My vriende, ek wil jou nie teleurstel nie. Want ek dink ek gaan jou heeltemal teleurstel. Want ek is nie die Messias nie. Jesus is die geneesheer. En die Bybel sê elkeen wat hom aanroep, sal gered word. Nie Steven aanroep wat die aandoen nie. So asseblief, hou jou fokus van my af. En partymal gaan dit kos dat jy bietjie moet vasbyt. Want ja, daar's baie mense om jou en dan dink jy, o, Here, kyk al die mense, hoe gaan hy nou ooit by my uitkom? Ek wil vir jou so sê, dis hoekom die Here Jesus die Heilige Gees gestuur het, sodat by almal gaan uitkom op een slag. En dis wat die mooiste is, dat die Here vanaand by jou gaan stil staan. So hierdie woord is vir jou. Vir jou daar heel agter, en vir jou hier heel voor, en vir jou hier in die middel, en vir jou wat heel aan die kante sit, en half dink, ag, ek sit nou maar net hier. Nee, jy sit nie net hier nie. Die Here het 'n afspraak met jou. Kom ons lees. En hulle het in Jerigo ingekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man. Sê so my blinde man. Sit die blinde man. Sit die blinde man. Partymal sit ons en ons sien nie. Partymal is dit so wat jy hier kan wees, maar jy sien dit nie. Miskien sit jy hier, maar jy ervaar dit nie. Ek weet nie waar jy blind is nie. Miskien is jy blind in jou gevoelens, geblind in jou emosies, dat jy nie ietsie kan optel nie. Miskien sit jy hier vanaand en jy wil so graag 'n belewenis hê met die Here, maar as vir een of ander rede skud die tannie langs jou, maar niks gebeur met jou nie. Of iemand die langs jou sit en huil en jy dink, dit is so mooi, ek wens die Here kan my ook aanraak. Ek weet nie waar jy nou is hier in Rodepoort nie. Hier is Rodepoort. Of Krugersdorp, nee, hier is Rodepoort. Hierdie is Rodepoort en miskien sit jy nou in Rodepoort, net soos hierdie blinde man. Miskien is jy vanaand op jou sitplek en jy's blindelings hier, iemand het jou hiernatoe genooi en of hiernatoe gedryf, of jou geldjie betaal om te kom. Ek weet nie hoekom jy hier is nie, maar ek weet, die Here weet hoekom jy hier is. Sit 'n blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus. Bartimeus, sê saam met my Bartimeus. Die seun van Timeus. Sê saam met my, seun van Timeus. Nou almal dink, ja nee, dis die seun van Timeus hierdie. Dis wie hy is. Nee, dit is sy naam. Hierdie is Steven. Steven. Die Steven. Is jy met my? Dis hoekom, ek glo wat die skrywer nou baie hier wil beklemtoon. Hier is Bartimeus, die seun van Timeus. Bartimeus, Bart beteken seun, Timeus beteken die seun van. OK, is julle met my? Die seun van Bartimeus, is jy met my? Bartimeus, die seun van Timeus. Langs die pad van, nee, wag 'n bietjie. Eerlikheid, Klaas, wat op aarde jy nou hier aangevang? Julle, dis die ouderdom. 'n blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus. Seun van Timeus, dit is Bartimeus. Dis wat dit beteken. Het julle dit? OK, almal vir almal wat laer graad op skool gehad het, ek julle het almal gevang. Maar die ons wat hoër graad gehad het, OK, uiteindelik het hy dit gekry. OK. Sien julle, ek kan ook foute maak. Ag pastoor, ons het gedink jy is so perfek. Jy by so geskok. Langs die pad in Bedel. Sê aan my Bedel. Sy is blind en hy bedel. Hy is blind en hy bedel. Weet ek het agtergekom dat baie Christene op hierdie manier, hulle is blind en hulle bedel.
Hulle weet nie waantoe hulle pad is nie, mag asseblief gee. Asseblief. Gee vir my. Wie ken sulke mense wat heeltyd, hulle sien nie dinge raak nie, maar hulle, ag gee vir my. Ag ek wil ook hê. Het jy al sulke mense ontmoet? Moet nou niks sê nie. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep. En hy sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf, dat hy moes stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê, dat hy geroep het word. En toe skielik, o ja, okay, kom, hy roep hier die blinde man, kom gou, hou nou moed, broer, kom, die Here soek jou. Dieselfde, amper sê ek, nee, mens mag dit sê, ons is nou in die NG Kerk. Dieselfde ouens, wat hom stil maak, sê nou skielik, hy roep jou. Die skyn heilige klomp koeie. Ek het dit nie gesê nie, jou dominee het gesê. As jy wil e-posse skryf, skryf dit vir hom. Luister mooi, 48. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep het word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Is dit nie so typies, die kerk klink is partymal so, ek het twee gesig. Dis maar mense. Hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. Dat ek mag sien. Dis al wat ek wil hê. Die Here vra my vanaand, wat wil jy hê, Steen? Toe sê ek, Here, raak net hierdie mense aan. Dis al wat ek wil hê. Al wat ek wil hê, Here, raak die volk aan. Raak hierdie nasie aan. Dis al wat ek vra. My vriend het gesê, ek wil graag 'n gids ontdek. Wat 'n wonderlike oomblik. As ek 'n gids kon hê, dan kan ek ten minste reg uit huis toe stap. Nee, dat ek mag sien. Ek wil graag sien hoe lyk my skoonma. Ek glo vir my, sal wel blind wees daarna. Maar ek wil hê dat jy ietsie moet verstaan vanaand, toe ek hierdie skrifte lees, en ek lees hoe hierdie blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, 2 maal word sy naam genoem. Ietsie wat vir my interessant was van hierdie ding, is dis 'n blinde man, is 'n bedelaar, maar hy kom en hy roep uit, seun van Dawid, wat actually beteken 'n Messiaans, dis 'n Messiaanse titel. It's a messianic title. Met ander woorde, dis 'n herkenning dat Jesus die Messias is. Hier is 'n blinde man. Hy het nie oë om te sien soos ek en jy sien. Hy's 'n blinde man, maar hy herken die Messias. En baie keer wil ek vir jou sê, in ons midde is die Messias reg voor jou, maar jy sien hom nie raak nie. Die redder is so naby. Jou genesing is so naby, maar jy sien dit nie raak nie. En baie individue wat kan sien dit nie eers raak nie. So partymal is dit goed vir jou blindheid. Want jou blindheid is actually tot seën vir jou. Want soms begin ons dinge te sien en te beleef en te ervaar, en jy weet presies waar dit lê. Ek het nou die aand, toe is die krag af.
soos dit baie keer is. Ons gaan nie nou daaroor praat nie. Ek wil nie graag hê my vrug van die gees moet groente word nie. Maar het jy al so ek kom in die kamer in, ek kom laat in, ek het uitbedien, Almien slaap, en ek wil nie die ligte aansit nie, want ek wil haar nie wakker maak nie. Maar my vrou is in extreme mode. Ek bedoel, daai vrou werk hard, en sodra sy wakker word, as ek haar wakker maak, wil ek nou nie hê sy moet rondrol, want ek moet onmiddellik sy werk in haar kop, en dan dink sy werk uit te was. Sy slaap, dan moet ek môreoggend weer werkies doen. So ek hou liewer aan die slaap nie, ek speel maar net, okay goed. So, maar nou is ek nou daar, nou weet ek, okay goed, ek weet, tweede rak, ek my tweede rak is my, ek gaan sê, my onnies, en my, net regs is my kouse, en ek weet, my nagklere is die derde rak bo in die hoekie, so nou gaan ek, haal dit uit, dan gaan ek, en ek weet ook presies, waar my klere op te hang in die donker. Ja, my vrou weet, my hanger is nie op die grond nie, hy is daar. Manne, asseblief, die hanger is nie op die grond nie. Okay, goed. Okay. Hoe het ek nou by hierdie storie uitgekom? Ek moet klaar maak. Okay, goed. Julle het my verlei. Okay, goed. Maar wat ek vir jou wil sê, partymal, jy het nodig, maak jou oë toe, en begin te beleef, wat daai man sou beleef het. Of, miskien het jy nodig om een van die fancy Apple oorfoon op te sit, daai blockouts, wat jy niks kan hoor nie. Stap buitekant rond, en hoor wat jy mis. Want partymal mis jy die voeltjies wat sing. Partymal mis jy daai mooi musiek in die agtergrond. Partymal mis jy die mooi. Ons het ore, maar ons hoor dit nie. Presies dieselfde, ons het oë, maar ons sien dit nie. Ons het ore, maar ons hoor nie. Ons het harte, maar ons voel nie meer nie. Okay, daar gelaat. Ek lees hierdie stukkie, en nou wil ek graag hê, dat julle saam met my gaan, na Matteus 20 toe. Matteus 20 vers 29. Dis presies dieselfde verhaal. 2 blindes van Jerigo. Sê sy my 2 blindes. Wat was in Markus? 1 blinde. Hoeveel was daar eintlik? Ja, kyk mooi. En toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte hom gevolg, en daar het 2 blindes langs die pad gesit. En toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. Hoeveel? Maar wie het uitgeskreeu? Ja. En die skare het hulle bestraf. Dat hulle moes stil bly, maar hulle het al harder geroep en gesê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. En toe Jesus staan en roep hulle en sê, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Toe sê hulle, ons soek 'n gidshond. Hulle antwoord, Here, dat ons oë geopen mag word. Vanaand is my gebed nie dat jy sê, Here, ek het geld nodig nie. Dat jy nie vanaand sê, Here, ek het genesing nodig nie. Maar dat jy sê, Here, ek het vanaand wil ek sien. Vanaand wil ek die gebruik van my arm terug hê. Vanaand moet my hart weer herstel word. Vanaand moet alles gebeur. As jy met my vriende, kyk nou weer mooi. Ons lees verder. Toe Jesus staan en roep hulle, wat sê, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, Here, dat ons oë geopen mag word. En Jesus het hulle innig jammer vir hulle gevoel. Met ander woorde, he was moved with compassion. Say with me, moved with compassion. Maak 'n mental nota. Compassion will always move you into the miraculous. En Jesus het hulle innig jammer gevoel en hulle oë aangeraak en dadelik, sê sy my dadelik. Sê dit weer, dadelik. Dadelik het hulle oë gesien. Nie later nie, dadelik. Meeste mense is so geskok wanneer jy vir hulle bid, dat hulle dadelik gesond is,
dat hulle dink tog hulle is siek, en dan moet ek hulle herinner, voel nou gou weer vir my, ja, want hulle koppe is nie op die regte plek nie. En vanaand wil ek jou aanmoedig, dat jou kop op die regte plek is, sodat wanneer die Here jou roep, wanneer die Here vir jou 'n woord het, dat jy dit dadelik luister, en nie so gefokus is op jou sitplek, wat nou nie meer warm gaan wees as ek moet staan nie. Want jou aandag is so belangrik, in my 1464ste genesingsdiens wat ek daar gehou het. OK? Het is maar een ding wat ek geleer het. Mense luister nie. Want soms is dit wees van jou toestand genees. Hulle dink tog steeds, wat gaan ek doen môre middag? Wat gaan ek vir die kindertjies maak môreoggend vir ontbyt as ek my jippe nou so seer is? Wat kan ek vir jou doen? Stuur vir my bediende vir my kinders om vir hulle kosies te maak. Dis die eerste gedagte. My vraag is, my bedoeling vir jou vanaand is dat die Here, as die Here vir jou vra, wat wil jy hê? Wees spesifiek. Want dis nie die boodskap nie. Dis nie my boodskap vanaand nie. Weet wat is my boodskap vanaand? My boodskap vanaand is dit wat jy juis nie raak sien nie. In Markus gaan dit oor Bartimeus, die seun van Timeus. En Markus gaan oor twee blindes, ook Bartimeus, die seun van Timeus. Dis dieselfde storie. Maar hoekom is daar twee? Because I believe he had an invisible spirit. An invisible spirit. Hy was nie raak gesien nie. En dit is jou probleem vanaand. Jy word nie raak gesien nie. Jy doen alles in jou vermoë om raak gesien te word, maar niemand sien jou raak nie. Jy werk die ure. Jy doen jou ding, maar jy word nie raak gesien nie. Jy kan uitgeroep word vir gebed. Almal staan nie voor. Hy bid vir almal, maar oor jou skiep hy. Dan gaan hy verder vir iemand anderste. En jy staan nie en jy dink, Here, miskien wil U my nie aanraak nie. Dan gaan sit jy. 'n Deursigtige gees. Wie was al so in 'n vertrek wat jy voel jy word nie raak gesien nie. Jy word nie gehoor nie. En dan voel jy gefrustreerd want wens net iemand hoor my. En baie vrouens in die huise beleef dat hulle voel hulle hoor nie, hulle word nie gehoor nie. Dan begin hulle stemtoon te verander. Maar dan is dit 'n geïrriterende, dit klink soos 'n druppende kraan. En dan juis, wanneer jy nou probeer aandag kry, is dit nou juis daar, wat jy nou eintlik stil gemaak word. So hoe maak mens dan? You need to recognize the spirit, the invisible spirit upon your life. En ek glo dis wat die Here vir my gewys het vanaand, dat hy daai deursigtige gees, daai onsigbaar, nie deursigtig nie, want ons moet deursigtig wees, maar daai gees wat mense maak dat mense jou nie raak sien nie, het 'n mens nodig om aan te spreek. En wat gebeur is dat wanneer 'n mens hierdie situasie het, wanneer dit gebeur van kleins af. So van kleins af in die familie word jy nie gehoor nie. Jou stem word stil gemaak. En wat dan gebeur, dan praat ons sagter. Jy het hierdie houding wat my so frustreer. Praat met my, chom. Sê vir my. Kan ek jou maar Steven noem? Nee, chom, noem my koning. My vraag is, dis wat 'n onsigbare gees doen. Hy maak jou stil. Hy maak dat jy nie 'n stem het nie.
Nou is jy 'n stemlose persoon en ek is van oortuiging dat die Here wil maak wat die vyand beplan het vir sleg, gaan die Here draai ten goeie. So jy wat 'n onsigbare gees gehad het wat mense nooit raak gesien het nie, gaan die Here gebruik om sekere individue as te ware op die padkaart te plaas. Die Here gaan jou gebruik sodat jy iemand kan help. Want baie maal is die situasie, niemand bel my om my te bemoedig nie. Dan sit ek daar in my kamer en ek dink, niemand bel my nie. Niemand gee vir my 'n profetiese woord nie. Niemand dink aan my nie. Almal dink net aan hulle self. En weet jy wat, dan kom daai gees, daai onsigbare gees op my, dan val hy op my, want ek trek hom aan. Dan bel niemand my nie, dan wonder ek, hoekom bel niemand my nie? Want jy het daai kleed aangetrek. Dis hoekom Bartimeus die kleed uitgetrek het. Hy het daai kleed van onsigbaarheid uitgetrek en gesê, I am going to make my presence felt. En vanaand wil ek hê dat jy daai stappie moet maak. Ek weet jy het groot geword deur om saggies te praat en niks te sê nie, want ek is maar skaam. Kom ek sê vir jou vanaand, skaamheid is 'n vloek. Is 'n vloek uit die put van die hel uit. O, my dogtertjie is maar net skaam. Kom dogtertjie, waar is jy? So my mamma se rok. Ag, is hy nie cute nie? En baie ouers sê, ag, is dit nie cute nie. Kom die kind klim hier onder die ma se bene en onder die rok en dan, hallo julle. En almal dink is dit so cute. Nee, dis nie cute wanneer jou kind wegkry vir mense nie. That's a curse. Sommige geen ekstra kostes nie. Of miskien is dit die feit dat jy het opgehou opinie gee. Jy het opgehou om jou sê te sê. Want jy voel jy wil iets sê, maar niemand hoor jou nie. Wie het al gevoel jy sê iets in 'n vergadering en niemand hoor jou nie? Of jy sê iets vir jou kinders en hulle hoor glad nie wat jy sê nie. Dan kom jou man en hy sê iets en hy sê presies wat jy gesê het. Dan sê hy, ag, dankie pappa, jy is die beste. Maar ek het net dit vir hom gesê. So die gees wat jy dra is besig om te manifesteer op jou kinders. Jy glimlag van die mense met jou praat. Maar eintlik verdwyn jy binne in jouself. Miskien voel jy op hierdie oomblik veilig deur om nie raak gesien te word nie. En vanaand wil ek vir jou so sê met genesing, is dit presies dit. 80% van die gehoor is hier, hulle wil aangeraak word, maar eintlik wil hulle nie gesien word nie. Want ek wil nou nie plan nie. Wonderlik, dan kan jy nou maar gaan. Gaan sit daar in die moederskamer. Ek ons aangaan met 'n genesingsdiens. Of jy kan vanaand uitroep en sê, Jesus, 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 wees my genadig, Here. Raak my aan. Ek gaan nie uit hierdie plek uit stap as ek nie my wonderwerk ontvang het nie. En dit is wat ek wil hê, wat jy vanaand moet doen. Ek wil hê vanaand moet jy daai deursigtige gees uittrek. Trek daai kleed uit. Dit pas jou nie. Het julle al gesien hoe lyk dit as mense klere aantrek wat hulle glad nie pas nie? Dis sy baadjie, maar is nie meer sy size nie. Het julle dit al gesien? Daai oomies lyk gewoonlik vreeslik benoud. Hulle het nou die dag 'n prentjie van Hannon gehad. Met sy baadjie knopie en toe staan daar geskryf, die grootste geloof is daai knopie. As jy geloof het soos daai knopie. En ek dink net, wees net die arme ou genadig wat naby daai baadjie staan, want hy gaan gepot word met 'n knoop. Hannon sal glad nie omgee nie, ek ken hom goed. Miskien het jy makeover nodig, praat met my, I have friends in high places. Maar wat ek wel vir jou wil sê, is jy trek 'n baadjie aan wat jou glad nie pas nie.
Moenie na my toe kom en sê, ek weet nie of die Here my wil aanraak nie. Trek daai klere uit, chom, dit pas jou nie. Jy is geklee met geregtigheid, jy is geklee met geloof, jy is geklee met die goedertierenheid van die Here. Jy is 'n koningskind, jy is die kop en nie die stert nie, jy is bo en nie onder nie. Jy is tot alles in staat deur Christus Jesus wat jou krag gee. Groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Oral waar ek trap, kan ek weet, ek sal op slange en skorpioene trap en niks sal met my gebeur nie. Ek is 'n geheilige, ek is sonder gebrek voor hom in liefde. Ek is 'n koningskind. Jesus van Nasaret, wees my genadig. En dan tye wanneer ek so gil, ek kan nie so gil met my huis nie, want nie in die nuwe Suid-Afrika nie, want dan sal die polisie bel. Hoe mamma, ons moet die polisie bel, daai pastoor langs aan skreeu, daar's fout. Nee, moenie worry nie, mamma, hy is net besig om te bid. En as jy dit wil doen, klim in die kar, en of waar jy op 'n reis is, sit die musiek lekker kliphard, en dan skreeu lekker op die snelweg. Glo vir my, is 'n lekker uitlating. Hoor jy wat ek vir jou sê vanaand? So partymal het jy nodig om te bid, dat jou stem Jesus. Nee, maar ek is 'n tradisionalis. Ek bid saggies. Ja, dis hoekom jy hier is. Dis hoekom jy nêrens kom nie. Want dit kan ons my huis toe gaan, mamma. Nee, my vriend, ek wil hê, ons almal lag oor mekaar. Ek was ook al daar. Ek was op daai plek in daai tye wat ek in 'n sitplek gesit en gedink het, Here, ek weet nie of jy my nie hoor nie. Ek kyk 'n fliek op TV en dit gaan oor die paus. En ietsie wat interessant is, die paus wat wil bedank en hy praat met 'n mede-kollega van hom, mede-priester, en hy sê vir hom, God doesn't speak to me. Hy sê, do you want to tell me you're the Pope and God doesn't speak to you? Yes. Jy kan die paus ook wees. Jy kan ook daai tye hê van stilte. Maar een ding wat ek vir jou vra, vanaand is jou aand, wanneer jy die naam van die Here uitroep, Jesus, sê saam met my, Jesus. Roep dit uit, sê Jesus. Sê dit weer. Weet jy wat sê die skrif? Die skrifte sê, die oë van die Here deurloop die hele aarde, vir diegene wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die oë van die Here deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Sê saam met my, Jesus. Skielik, sê saam met my, skielik. Is daar 'n windstilte, dis stil, en die oë van die Here is nou op jou. Want die skrifte verklaar, die oë van die Here is op die regverdige, en sy het oor tot hulp geroep. Sê saam met my, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Wees my barmhartig. Vanaand wil ek hê dat jy daai stand gaan inneem. En dat jy daai stand inneem in jou lewe en dat jy dit nooit sal vergeet nie. So trek daai baadjie uit wat jou glad nie pas nie. Daai minderwaardigheid wat jy het. Trek dit uit. Dis 'n demoniese kleed. Trek dit uit. O, Steven, ek is maar gewoon, want elke keer as ek ietsie gesê het, is ek geklap. Ek is jammer dat jy geklap is. But it's time to get over it. Jy is nou hier. En die Here wil iets vir jou kom doen. Sien, partymal is ons so vasgehake in die verlede, dat ons nie vorentoe kan gaan nie. En ek wil jou graag vra vanaand, moenie vashak in die verlede nie, want jou vashak in die verlede weerhou jou deurbraak op in die hede. O, dis 'n diep een, hè? Die Here wil jou aanraak. Die Here is in staat om jou aan te raak, maar al wat hy nodig het vir jou vanaand, is om sy naam uit te roep. Jesus, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Nie, Steven, hier's ek, sien my ook raak, nie. En jy kry barmhartige Marias. Steven, dis iemand bid sommer gou saam met hom asseblief.
Wonderlik, ons kan dit doen. Maar ek wil nie hê jy moet dit vanaand doen nie. Ek wil hê dat jy vanaand sê, ek gee nie om nie. Come high or low water. Ek gaan deurdruk. I'm going to touch the garment of Christ. Daai gewas op jou gesig. Ek spreek dit aan. In die naam van Jesus Christus. Die salwing van die Here is op jou. Dis die salwing wat die juk breek, nie my stemtoon nie. My stemtoon is niks anders te behalwe emosie nie. Want wanneer ek 'n kar kry, gaan hy skree, woe! Dis 'n normale reaksie. Maar vanaand wil ek nie hê jy moet hoor die stemtoon van my stem nie, maar ek wil hê jy moet hoor wat die woord van die Here vir jou sê. Wees van jou toestand genees. Wees van jou toestand genees. Ek profeteer dit oor jou vanaand, daai gewas van jou gesig gaan afval. Jy gaan jou gesig was en hy gaan net in die drein val. Weg. Weet jy, kon sê ek dit? Ek het dit al gesien. 'n Vrou het ingekom in my genesingsdiens in met 'n gewas, net so. Was net so op haar neus. So groot skors en dit so gehardloop in 'n gang aan haar wang af. Toe bid ek vir haar, toe voel sy lighoofdig. Toe dink sy, ek voel 'n bietjie lighoofdig, net my gesig gaan was. Toe sy haar gesig was, as jy kyk in die spieël, toe val die gewas van haar gesig af in die wasbak en deur. Toe sy volkome genees. If God can do it for her, He can do it for you. En daarom sê ek nou van hierdie oomblik af, hierdie wond sal afval. In Jesus naam. Hegting vind plaas, genesing vind plaas, tot in die wortel in. Ek vervloek hierdie wortel. En ek sê genesing vir jou, in die naam van Jesus Christus. Ek sê vir jou, Jesus die seun van Dawid, het jou gebed verhoor vanaand. En daarom verklaar ek van hierdie oomblik af, volkome genesing. Ek roep volkome genesing in jou liggaam. Dwars deur jou liggaam, jou prostaat dwars deur jou liggaam, tot in jou enkels en jou voete. In die naam van Jesus Christus, jou swybrand. Alles wat jy het, die Here genees jou volkome. Die Here herstel jou volkome. Jou onreëlmatige hartklop op stadiums herstel heeltemal nou. In die naam van Jesus. Die druk wat jy beleef en die pyne wat jy in die skouers kry, herstel volkome in die naam van Jesus. Jy mondhygiëne probleme. In jou mond, in jou tand, in jou kakebeen. Jy het nie 'n ding in jou kakebeen nie. Is daar iemand hier wat mond daai ou roep uit na die Here toe. Daai ou is nog heeltyd besig om uit te roep na die Here toe. I heard it. Wees van die toestand genees. Wat 'n kant is dit? Bo of onder? Onder. Bo. Jy pyn op hierdie oomblik? Maar so ja, ek kan net ek voel dit. Okay, myne is weg. En joune? Toets dit. Was die seën nie, maar ja, staaksgevoel is weg. Sy moet ryk. Vader, ek kom nou in Jesus naam, daai
daai toestand genees nou volkome. Herstel. Ek beveel van hierdie oomblik af, daai tand om te genees. Herstel hom vanaand in Jesus naam. In die naam van Jesus Christus. Hoe voel jou voet vanaand? Beter? Beter as gisterand? Okay, cool. Waar is jou krikke? Nee, is vir die huis. By die huis. Okay. Dit is daarom 'n goeie teken. Tannie, hoekom is jy hier vanaand? Ek hoor nie Hoekom is Tannie hier vanaand? dat jy vir my moet bid dat ek kan hoor en ek het seer skouers. Het Tannie seer skouers? En Hoe nou, ek kan nie hoor nie. is dit so, Tannie? My vrou sê ook ek hoor nie. Hemelse Vader, ek kom nou in die naam van Jesus. Ek roep genesing in die seer skouers. Here, dankie. Here, U sê in die woord, as ons swak is 70, as ons sterk is 80. Maar ek weet ook, Here, dat hierdie vrou, ek bid, Here, wat sy sonder pyn sal wees. Ek weet, Here, dat wanneer ons ouer word, dan hoor ons nie meer so lekker nie. Ek weet, Here, wanneer ons ouer raak, dan sien ons nie meer so lekker nie. En ek weet, Here, dat ons kan nie meer doen wat ons altyd gedoen het, ons jonk is. En ek weet, Tannie, jy dink nog steeds, jy's 'n 21-jarige. Maar ons het nie meer die lyf van 'n 21-jarige nie. Ek besef. Maar dit beteken nie dat die Here jou nie kan genees nie. Want ek het geval en dit is hoekom hulle Ja. seer is. Ja, en dit moet nie gebeur nie. En daarom bid ek nou volkome genesing Jezus, oor jou in ja, Jesus naam. ja, dankie. Pyn, ek gebied jou nou om te gaan in Jesus naam. Dankie. Dankie Here dat U my help. Dankie. Ek help jou, jy is genees. Dankie. Beweeg jou skouers vir my rond asseblief. Ekskuus, Beweeg jou skouers vir my rond. dit kan ek nie doen nie en nou kry ek dit reg. Daar sy. Is jou geliefde man nog met jou of is hy by die Here? Nee, hy is in die versorgingsoord Okay. omdat hy siek is. Hoe is dit? Maar ons weet wat die Here beplan vir ons toekoms. Natuurlik. Wat is jou man se naam? Roelie, Roelie. ja, Roelie. Roelie. Hoor die woord van die Here. Ja, julle gaan uit. Vervul die woord van die Here. Engele, kragtige helde op die woord van die Here te volbring. Hoor die woord van die Here. Raak daai man aan. Herstel hom in Jesus naam. Dankie Here dat U dit nou doen in Jesus naam. Groot is jou geloof. baie groot. Groot is jou geloof. Dankie, my geloof. Die Here Jesus het gekom. Ek het nog nie so geloof gesien nie. Vanaand het ek so geloof gesien. Want die gees van die Here raak jou man aan. Dankie. Roelie, wees herstel in Jesus naam. Dat hy dit kan geniet om te sien hoe jy vanaand jou baadjie gaan uittrek sonder pyn. Ek dankie hoor. By, Die Here is groot Hy en is. barmhartige genade. hy is hy nie. Dankie. Tannie, sal jy my ouma word van vandag af? Ja, ek kan 'n ouma grootjie. Fantasties. Kom ons gee vir hierdie vrou net 'n hande. Ek het vir Pieter nagevra asseblief Pieter voer vir my myntjies. Want as ek vir iemand praat, as ek bang dat gaan omval nie weens die teenwoordigheid nie, maar om net weg te kom vir my asem af. Ek het gewaar dat iemand vanaand sukkel met sinusitis. En die sinusitis wat jy het, veroorsaak dat jy hoofpynne kry en ek ervaar huidigelik die hoofpyn weens die sinusitis wat jy het. Wie is jy? En ek verklaar van hierdie oomblik af dat soos wat die Here my gewys het, herstel die Here jou vanaand in Jesus naam. Daai sinusitis klaar heeltemal op, daai
moeteloosheid en daai verstoptheid wat jy beleef hiervoor en soms is dit jy word in die oggende wakker en jy geswel. En dis nie lekker nie. Want jy voel nie mooi nie. Heerlikheid, julle het julle al wakker geword in die oggend en jy kyk in die spieël en jy lyk soos 'n ballon. Julle glo dit of nie, ek is op 'n gewigsverliesprogram en dit is so, die skaal is huidiglik by barometer of ek emosioneel goed gaan wees vandag of sleg. En glo vir my, ek het nou 'n paar keer op daai skaal so gestawerige dinge gaan die voorpunte afbreek, want ek staan hom so. Maar ek weet, hy gee vir my die beste resultate wanneer ek vorentoe lê. En vandag moet ek eerlik sê, ek was daarom 200 gram af. Dankie. Ek verklaar genesing oor jou in Jesus naam. In die naam van Jesus. Wie sê saam met die skrifte sê, jou blydskap is jou beskutting. Sien, as jy jou blydskap verloor, dan droog jou bene op. Dis wat die skrifte sê. So moenie laat ek agterkom jou bene droog op nie. Maar hier is 'n paar individue hier wat artritis het. En jou artritis is weens die feit dat jy jou bene droog nou uit. Maar dit kan ook wees dat iemand jou te nagekom het. Het jou kwad gemaak. Kwad. Ek kan in die aande in die nuus kyk en dan word ek so kwad. By vrug van die gees word groente, klink soos heiden. Dan dink ek, Here, asseblief. Hallo, dis onregverdig. Ek hou nie van onregverdigheid nie. Maar dit maak dat jou bene opdroog en dit maak dat jy artritis begin kry. Nou begin jy kromloop. Nou weet paar van julle sê, maar ek het nie bitterheid nie. Ek is 'n blydskap individu, my vingertjies kribbel. Maar weet wat? Nou kan die goedertierenheid van die Here bekend gemaak word. So ek wil graag hê jy wat artritis het. Plaas jou hand nou op daardie plek waar jy genesing nodig het. Doen dit nou. Plaas jou hand nou op daardie plek. As jy artritis het, plaas jou hand nou daar op daai plek. Daai oomblik, daai pyn wat jy beleef, daai gewrigspyne. Hier is iemand wat heuppyne ook het. Daai heuppyn gaan ook sommer nou gaan, so jy kan sommer jou arm op jou heup sit. Hier is 'n individu wat 'n knietoestand het. Jou knie gaan die Here ook nou raak wanneer ek vir jou bid. Jy gaan sien. Hier is iemand met 'n enkeltoestand ook en iemand wat hier's iemand met toonkrampe. Jy loop en dan skielik dan kramp jou tone. Wie's jy? Waar's jy? Waar's die individu? Jy kan loop en dan skielik kramp jou tone of jy sit en jy werk en dan kramp jou tone. Dan gaan jy eintlik, ja, my toon. Is dit so? Ja. So iemand se toon, nee, nie iemand se toon nie. Daai oulike dame wat daar sit, se toon gaan nou gesond word. Is dit nie amazing nie? Ja, almal wys vingers na jou toe. Daar 3 wys terug na haar toe, maar in 'n geval laaste 2 jaar. Hoor jy, laaste 2 jaar. Dis die laaste keer wat jy hierdie pyn sal hê soos die laaste 2 jaar. In Jesus naam. Nou Vader, ek dank U Here vir genesing. Speel vir my 'n bietjie harder daar asseblief in die klankman. Gooi vir my daai musiek 'n bietjie harder. Waar is die klankman? Klankman, wat doen jy hier? Gewoonlik het jy 'n klomp fancy knoppies wat jy in jou stoel sit. O, daar's hy. Hy vang dit nie op nie. Wat 'n cheap stelsel. Arme klankman moet na agter toe gaan om te. Sê, beautiful. Speel vir my. Speel vir my uit jou hart uit, 'n nuwe lied. Nie sagter nie, harder asseblief. Sê. Oh, beautiful. En Elisa het gevra dat die sitterspeler op die snare speel en toe die snaarspeler begin speel, toe kom die gees van die Here op hom en hy begin profeteer. Mag jou toestand nou genees in Jesus naam.
mag jou liggaam herstel. Daai sure wat in jou bloed is, die hoë toksides in jou bloed, die Here genees dit nou in Jesus naam. Hier is iemand met 'n bloedsiekte en die Here wil jou bloedsiekte nou aanraak. Hier is 'n man met 'n protestante klier. Met 'n prostaat. En jy weet, dit gee vir jou moeilikheid. Jy hoef nie jou hand op te steek nie. Maar die Here genees jou nou. Ek verklaar van hierdie oomblik af genesing oor elke skouer, oor elke rugwervel, in die naam van Jesus, die skouer, die linker skouerblad agter. Die Here genees, daar sê, dis weg, die Here genees dit, die Here genees die maagtoestand nou, van hierdie oomblik af. Hier is 'n vrou in jou vroue dele. Jy vertrou die Here daarvoor, maar die ding is, jy's baie kwaai op jouself, en dit veroorsaak, dat jy, jou hormone deur mekaar raak, want jy's kwaai. Vergewe en spreek jouself vry en hou op hartwees op jouself. Die Here genees jou nou in die naam van Jesus Christus. Hier is iemand met 'n tinnitus. There's a ringing in your ears. Weet jy wie jy is nie, maar die Here genees jou nou. Wees, daar sê iemand vat dit, ek kan dit ervaar. Dit genees nou in die naam van Jesus. Is hier iemand wat sukkel met 'n vorm van Meniere's-sindroom? Jy sal weet as jy gediagnoseer is daarvoor. Wie sukkel met Meniere's-sindroom daarachter? En elke aanval wat jy kry veroorsaak doofheid. Dit sal veroorsaak dat jy die toestand vererger en jy kan gehoorverlies begin kry. En ek verklaar van hierdie oomblik af dat daai Meniere's-sindroom nou sal stop. Jy kry sulke aanvalle nou en dan en jy probeer alles in jou vermoë om dit te stop. En ek verklaar van hierdie oomblik af dat Jesus van Nasaret is vanaand hier om jou aan te raak. En ek roep genesing oor jou. Die vreesagtigheid wat jy het van hierdie aanvalle gebeur wanneer jy verwag dit nie. En jy is bang dat dit gebeur in 'n publieke plek en dan weet jy nie hoe om dit te hanteer nie. Ek bid nou genesing oor jou in Jesus naam. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus Christus. Seun, ek dink nog die hele dag aan jou. Ek sien jou gesig nog die hele tyd, hierdie hele dag deur. En op pad hiernatoe, toe bid ek vir jou. Weet jy dit? Toe ek op die snelweg sit vandag, toe bid ek vir hom. Sê ek, Here, raak daai seentjie aan. Here, raak daai seentjie aan met daai cute oortjies. Raak hom aan. Dis wat ek gebid het. Jy's 'n beautiful mens. Wat 'n beautiful hart. Vader, ek kom bid vir hierdie jong man. Here, dankie dat die Gees op hierdie man rus. For you will not just be a blessing unto people, but I hear the word an extreme blessing. For what God is about to do in your life, in your very spirit at this very moment, nobody will yet understand. But there is coming a time and a season that I will meet with you in the middle of the night, says the Lord. Onthou dit ouers. And I will speak to you like a father speaks to his son. And I will dictate, I will show you the way, I will guide you. And as you walk into my footsteps, I will guide you and I will lead you into a space of godly provision. Because there is an anointing on your life. And God's Spirit will not lift from you. You will have a desire to spend time with your Heavenly Father. That very moment, it will come where I will meet with you in the quietness of the night.
I will reveal my promises to you. I will show you my ways. And as you walk and fear me, I will cause that my sovereignty will make a road in the desert, rivers in a dry land. And I will provide your every need. Ouers, die hand van die Here rus op hom. Hy's nou hierdie cute seentjie, maar gaan 'n dag kom wat jy voel die cuteness is uit hom uit. Maar dan wil ek hê dat jy moet onthou, herinner die Here aan die beloftes wat hy gemaak het oor hierdie kind. En dat die volheid van die Here hom deelagtig sal wees. Ek hoop dit maak sin. Wanneer ek oor kinders profeteer ek altyd dat die ouers kan verstaan. Want hulle sal die vervulling daarvan sien in hulle lewens. Okay, high five. Low five. En 'n baby five. Hierdie toestand in jou skouers klaar op in Jesus naam. In die naam van Jesus, ek bid volkome herstel in jou liggaam. Ek roep herstel uit in jou liggaam in die naam van Jesus Christus. Ek verklaar elke gees van krankheid in hierdie plek om te gaan in Jesus naam. Van hierdie oomblik af is die hand van die Here op jou lewe. Die krag van die Heilige Gees het vaardig geraak. Hy is hier. Ek weet nie of jy agterkom nie, my stemtoon verander. Dis asof ek meer gefokus raak. Dis asof iets in my binneste gebeur. Dis asof ek 'n Goliat kan aanvat. Want ek weet die God wat binne in my is ver groter as hy wat voor my staan. En ek weet dat wanneer ek in die leeukuil sit, weet ek is die kake gesluit. Geen leeu kan my aanvat nie. And I do know that God has given me a watered garden. He has blessed me. His goodness is upon my life. En nou sê ek vir jou. My vrou sê nou die dag, heerlikheid stuur, moet jy so kwaai raak. Ek weet nie hoekom raak ek so kwaai nie. Ek raak so intens. My vrou sê, heerlikheid Klaas, jy raak verskriklik intens. Sê, ek kan dit nie help nie, maar ek gaan nou probeer om nie intens te wees nie. Maar wat ek vir jou wel gaan sê, die Here gaan julle twee aanraak. En julle sien inkom vanaand? Julle twee jong latte. Ek weet nie wie jou pa is, as hulle jou nie wil hê, sal ek julle albei vat. Ons stuur die rekening vir hom, okay, en ons het van. Maar wat gaan gebeur vanaand, is iets wat jy nooit kan verduidelik nie. Die krag van die Here gaan julle kom aanraak, daar gaan 'n roering in julle harte kom, en julle gaan sien, die Here gaan julle oprig. Julle gaan 'n impak maak in hierdie land, dit sal ervaar word wêreldwyd. Wat die Here in julle lewens gaan begin, is iets wat ongehoord is. There will be favor, you will grow in favor with God and with His people, and you will see God's goodness will be upon you like never before. En ek verklaar dit van hierdie oomblik af in die naam van Jesus, albei van julle. En die wonderlikste ding is dat wanneer die Here jou aanraak, dan stop 'n mens dadelik met jou nonsens. Dis waar, Hoe weet jy hoekom? Want jy het nie 'n beginsel van ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dit doen, ek mag ook, ek mag niks doen nie. Nee, dit is ek wil dit nie meer doen nie. En dit is wat gaan verander vanaand. Maar ek bid albei van julle dat die engele van die Here julle sal wakker maak in die middel van die nag. Want die Here kan nie meer met engele stuur in Suid-Afrika nie. Weet jy hoekom? Hulle sal geskiet word in die middel van die nag. Maar julle het nie gewere nie. So hulle sal julle kom besoek. Maar wanneer julle kom besoek, sal julle heel moeilik skrik, hy sal vir jou sê vrede. Maar die Here gaan met julle kom aanraak, die Here sal met julle kom ontmoet. Ek verklaar van hierdie oomblik af 'n nuwe dag, 'n nuwe oomblik. You have been called as leaders. You have been called as leaders. Leiers. Jy weet wat ek bedoel van leiers. En ek gee nie om wat die skoolsisteem sê nie.
'n skoolsisteem maak jou nie 'n leier nie. God maak jou 'n leier. Are you getting me? So ons word nie leiers want pa is 'n geldgeer nie. Is jy met my? Jy is 'n leier wat die Here het sy hand op jou lewe geplaas en dis wat gaan gebeur. Okay, julle twee beautiful mense. Hoekom is julle sulke mooi mense? Dis lekker om mooi te wees, is dit? Here, raak hierdie twee manne aan. In Jesus naam. Ek het gevoel vanaand, iemand het 'n velkondisie. En hierdie velkondisie, ek moet klaarmaak. Steven, gee my net so sekond. Ek wil net gou vra, die van julle wat kinders het by die kinderkerk, gaan haal asseblief julle terroriste, voor ek môre 'n nuwe kinderkerk tannie moet soek, asseblief. En as jy dan moet gaan, is jy welkom. En ons gaan mik om so 9:00 se kant op die laaste klaar te. Kwart voor. Okay. Kwart voor is klaar. Is dit okay so julle? Want ek wil hê môre aankom. Ek weet Here, is lekker om daar te wees, maar Jesus, ek het dit lang asem. Okay, ek nou nie dit nie. Is dit okay? Julle sal julle my genadig wees om dis nou my oorlosie, so ek het presies 9 minute oor. Is dit okay, julle? Kan ek net 'n thumbs up kry? Iemand het 'n velkondisie. En ek weet nie wie dit is nie. En ek glo die Here wil jou kom genees. Daar's 'n vorm van 'n allergie wat jy het op jou vel, jy kry hierdie uitslae. En ek sal nie verbaas as jy hierdie tipe kloppies op jou vel kry wanneer dit gebeur nie. Wie is jy? Waar is die individu? Kan iemand net julle hande op daai mense plaas asseblief? Dan het ek iemand gesien met 'n naels. Ek weet jy doen jou naels by Tammy Taylor, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ek praat van naels dat jy fungus op jou naels het. Ek weet nie wie jy is nie, maar die Here wil jou genees vanaand. Waar's jy? Daar agter. Ek klink so afslaer. Daar's 'n enetjie daar, enetjie tweetjie hier, drietjie daar. Iemand met ek weet dat die Here dit vir my gewys het. Onthou die Here gebruik my met my humor en al, dis so ek is, okay? So ontspan. Iemand met 'n naaltoestand, dis fungus in jou naels, die Here genees dit vanaand. Jy sal sien daai fungus sal sterf tot in die wortel in, genesing vind nou plaas. In Jesus naam. Ek weet dit is baie sensitief en ek weet dat en ek wil hê dat jy moet hoor. Want die Here ken jou baie sterke detail. Dis 'n privaat ding en wat gebeur is ek gaan dit doen. Op jou rectum beleef jy ongemak en dit is asof jy voel dit juk en jy kan nie en jy voel al skaam daaroor. En jy sukkel met aanbye. En ek weet nie wat dit is, maar ek sien 'n inflammasie. En die Here wil net vir jou sê, ek weet van jou. Okay. Dis nie om jou te verneder nie, maar is om vir jou te sê dat die Here sien jou raak. Die Here genees jou nou. Ek sien iemand het 'n soolvrat. En die Here genees daai soolvrat vanaand. In die naam van Jesus. Ek sien 'n knie. Die Here genees iemand se knie nou. In Jesus kosbare naam. Dankie Here. Dankie Here. Iemand se maag en jou darmkanaal, jy het 'n spastiese kolon. En die Here gaan raak jou ook aan. En ek weet jou kolon het sy eie brein, ek verstaan, maar die Here gaan daai kolon nou genees. In Jesus naam. In die naam van Jesus. En wat gebeur in jou kolon, jy sulke vingertjies. Nou, ons het 'n dokter ons midde en hy gaan die hele tyd dink, Steven, waar kry jy dit? Ek weet nie, ek sien dit net. Maar hierdie vingertjies wat werk, het verlamming.
En ek sien hoe die Here jou genees. Die deel van die verlamming in jou kolon genees die Here nou. In Jesus naam. Ek sien hoe drink jy middels heeltyd sodat jy jou maag aan die gang hou. Die Here sê ek sien dit en ek genees jou vanaand. In Jesus naam. Is dit nie wonderlik nie? Ja, beautiful. Dankie Here wat U dit genees. Dankie Here. Hier is 'n individu wat sukkel met slapeloosheid. Jy kan nie slaap nie en die Here genees jou vanaand. En jy gaan sien vanaand gaan jy slaap soos 'n tiener. Nie 'n babatjie nie, babatjies word wakker. Ek bid dat jy vanaand so sal slaap dat as dit nie vir jou wakker is, jy gaan jy verslaap môreoggend. En ek bid nou in die naam van Jesus vir kalmte oor jou breingolwe. Ek sien hoe die Here 'n nuwe neuronlaag plaas op jou brein. In die naam van Jesus, die ritslose voete wat so elektriese bewegings in jou voete het. Die Here genees jou ook nou in Jesus naam. Die tinnitus in jou ore, dit is weens emosionele druk. Die Here genees dit nou in Jesus naam. Kanker. Kanker is 'n naam. En die Here genees kanker nou in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Iemand sê nou, Here, kan U help met gewigsverlies? Ja, ek kan. En ek bid nou vir jou verhouding met kos, dat dit gaan herstel. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Here. Hoeveel jaar ken ek julle nou? 6 rukkie. Wat 'n graaf was julle gewees, julle die bank gesit het, julle het hier gesit ook. Hulle het al daar gesit en skryf hulle nou hier is nou hoër klas sitplek. Nou met daai kant daar is die laer klas. So julle het nou al ge-upgrade. Een van die daar sit julle voor. Ons baie beloftes oor julle. Beloftes wat die Here vir julle gemaak het. Maar die frustrasie is julle sien dit nie. En jy voel Here, hoor jy my ooit as ek vra? Maar dit voel vir jou asof almal weet behalwe jy. Almal kry antwoorde behalwe julle. En ek bid vanaand vir julle. Ek bid dat die Here vanaand vir julle gaan goed wees. Die soewereine God, Sovereign Lord. Sovereign Lord. Sovereign Lord. Die rede hoekom julle hier is, dan moet seker 'n rede wees, want dit is 'n genesingsdiens. Of dit is julle harte vir mense, hoe ook al, maar ek vertrou die Here vanaand. Dat die Here julle aanraak. Dat die Here jou aanraak. Dat die Here jou aanraak. Vader, ek sit met my hande op hierdie 2 jong manne plaas. Bid ek Here, dankie vir genesing, dankie vir herstel. Dankie vir 'n goddelike wonderwerk. Dankie Here. Dankie vir 'n roeping. Dankie vir die hand. Ek weet jy is 'n mediese dokter, maar jy gaan sien in jou hande wat gelei word deur 'n ongelooflike brein. Maar jy weet ook, ten spyte van al die medikasie, voel dit asof jy nog steeds
op vlak 1 is. Dis asof jy nie kan bybly met alles wat gebeur in die buitewêreld nie. Maar oor jou hande, wanneer jy daai pasiënt aanraak, wanneer jy daai stetoskoop hardloop en jy plaas hom so, en jy luister na sy hartklop, en jy luister na daai spesifieke klanke, waar jy opgelei is om na te luister. Wanneer jy sekere dinge raak sien in die oë, wanneer jy sekere dinge raak lees, wat mense sê, daai oomblik wanneer jy ondersoek en jy plaas jou hande op daai pasiënte, sal genesing deur jou vloei. En ek bid vir goddelike genesings bonatuurlik. Want ek sien hoe bid jy vir jou pasiënte. Moenie bang wees om vir jou pasiënte te bid nie. My skoonpa doen dit. En by the way, my skoonma en my skoonpa is they are godly people. En ek moet dit sê, my ouers is nie noodwendig daar nie. Maar my skoonouers, they are godly people. En my skoonpa, wat nou afgetree is, tot vandag toe nog kom pasiënt en dan praat hulle van hoe dokter van Skalkwyk vir my gebid het, voor ek ingegaan het teater toe. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus. Raak hierdie seun aan, raak hierdie man aan, in Jesus naam. Ek het 2 minute oor. Vader, ek kom nou, iemand se oë, die traankliere in jou oë, veroorsaak dat jou oë droog raak, die Here genees daai individu nou. OK. Dankie, Here. Wie is die ene wat die naby my is vir daai skerp klanke en hoor in jou ore? Wie is jy? Waar is die individu wat daai skerp klanke hoor? Daai skerp klanke genees nou in Jesus naam. Wie is van hierdie toestand genees? My gunsteling tannie, ek so bly jy is hier. In Jesus naam. Jesus naam. Johannes 5, gisterand oor hom gepraat, Jesus, my geneesheer, die dokter wat genees, die dokter wat genees is hier, en ek weet jy sit nou hier en jy sê, Here, hoekom het hy nie my toestand genoem nie, want ek is maar net mens en ek val. Maar ek wil nie hê dat jy jou genesing afhangend is op dit wat ek sê nie. Die Here het jou gehoor. Steek jou hande saam met my op. Sê saam met my, Dokter Jesus. U is my geneesheer. U herstel my. U maak my gesond. Soos ek my hande optel, is my hart opgetel. U sien my raak. Genees my, Here. Herstel my, Here. In Jesus naam. Nou wat ek nou wil hê, plaas jou hand nou op die plek waar jy die Here vertrou vir 'n wonderwerk en toets rond, draai rond en terwyl jy toets, sê dankie, Here, ons is nou klaar. In Jesus naam. Kyk julle, mag die genade en die vrede en die liefde van die Here julle deelagtig wees. Ek bid regtig dat jy vanaand wanneer jy huis toe gaan vrede gaan beleef. Die liefde van die Here sal beleef. Dat jy 'n goeie nagrus het. Ek bid dat die Here jou voed met die brood van die lewe. Dat hy jou water gee om te drink. Dat hy jou lig sal wees vir jou weg. Ek bid dit vanaand vir jou in Jesus naam. Ek bid dat die Here jou versterk. Ek bid dat die Here jou optel in Jesus naam. Wanneer jy huis toe ry, bid ek dat jy veilig huis toe ry. Dat geen drama by die huis sal wees nie. Ek bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen. Amen.